Reis deur die verlate vlaktes, voel ek soms verloor sonder jou. Op soek na jou. Al vergeet jy my vir altyd, langs 'n mylpaal op jou pad. Onderstreep jy steeds die prentjies in die hoeke van my hart. So ons gesels in hierdie episode 'n bietjie oor die botsing van twee wêrelde, Steve Hofmeyr en Kurt Darren, en die media wat hierdie oorlog wou hê, weet. En soms sê 'n opskrif meer oor die skrywer as oor die mense in die storie, en hierdie was so 'n geval gewees, weet. Rapport se opskrif, ikoon Steve wil, maar Kurt wil nie. Jy weet, op die oog af lyk dit soos 'n nuusberig. Maar vir die wat die bedryf ken en vir die wat die strominge onder die oppervlak verstaan, vir die wat weet hoe die media werk, was dit nie 'n verslag nie. Dit was 'n raamwerk, 'n wapen, weer eens 'n poging om 'n narratief te besit. En toe die opskrif tref, het die stilte gebreek, nie net oor die konserte nie, maar oor die wêreld waarbinne hierdie twee mans leef en die bedryf wat wou hê dat daardie twee wêrelde moes bots. Twee wêrelde, twee mans, een opskrif. Die opskrif het dit eenvoudig laat klink. Steve wil, Kurt wil nie, maar die waarheid is nooit eenvoudig nie. Jy weet, elke woord in daardie opskrif het 'n onuitgesproke agenda gedra. Dit plaas die twee in direkte kompetisie met mekaar onregverdig. Dit skep 'n emosionele hiërargie. Dit suggereer dat ek die rede is vir die skeuring tussen die twee. Dit laat die leser glo dat Steve ongewoon positief is en Kurt verstandig terughoudend was in hierdie situasie. Die publikasie wou nie inlig nie, hulle wou polariseer. En die oproep wat alles ontbloot het, wat min mense weet en wat rapport nooit genoem het nie, is die oproep wat die bedryf en die karakter van twee groot name vir altyd sou definieer. Kurt het vir Steve gebel, nie vir 'n geselsie nie vir 'n uitnodiging nie, maar om te vra, jy weet, skryf Wynand in die publiek af, distansieer jouself. Dit sal die situasie nou mooi gladstryk. En jy weet, hier lê die twee wêrelde weer duidelik, weet, en kaal eintlik maar gestroop. Kurt het op die beeld in die optics besluit, die sogenaamde optics, dis mos nou 'n nuwe woord. En Steve het op die beginsel besluit. Steve het geantwoord sonder huiwering, sonder om te wonder. En hy het net eenvoudig gesê hy skryf nie vir Wynand af nie. Jy weet, Steve het nog altyd 'n baie mooi manier gehad om met dinge te werk en die konteks en alles te sien. En Steve kies nooit die maklike uitweg nie. Hy bly getrou aan sy beginsels. Weet, in daardie sin wat hy gesê het meer gewig gedra as al rapport se paragrawe, seker hulle berigte wees saam. Weet, Steve en Kurt se persoonlikhede kan nie verder van mekaar verwyder wees nie. Weet, Steve is 'n individualis. Kurt, die pakdier, Steve is nog altyd sy eie mens. Hy het nooit nodig gehad om in enige klik in te val of om te wonder oor wat om te sê oor of hoe hy beheen gaan word nie. Sy stem, sy woorde, sy deernis, dit dra homself nog altyd. Hy het in 'n stadium alles prys gegee self. Hy weet hoe dit voel. En net om getrou te bly aan homself. Jy weet, Kurt aan die ander kant, soos ek sê, hy ek dink hy kyk so al waar die grootste stoet loop. En dan probeer hy die beste maak van 'n situasie as hy daar is. En so is, jy weet, hy het homself nog altyd, dis nie 'n aanklag teen Kurt nie, jy weet. Dit is maar net twee wêrelde. Jy weet, ek sal nooit vergeet hoe Steve in Amsterdam, jy weet, hy was kinderlik bly geweest oor die hotel waar ons was in die area. Hy kon nie uitgepraat raad oor hoe dankbaar hy was nie, jy weet, vir die kans om sy vriend op so verhoog te kan vereer nie, vir die mooi stad, weet, Kurt daar teenoor was, om tevrede, omdat ons nie vir hom Uber betaal het nie, maar voorgestel het hy neem die trein liewer vir €2. En hy het as 'n vernedering beskou, dink ek op 'n manier, en dis die verskil. Steve sien die voorreg, Kurt sien die byvoordele. Dis 'n volksheld
teenoor eintlik 'n vermaaklikheidsproduk. Jy weet, Steve is meer as 'n kunstenaar. Hy is 'n volksheld. Hy dra die pyn, die hoop en die verlange van sy mense. Hy sing nie net nie, hy spreek. Sy woorde word sitate, sy liedjies word volksbesit. Kurt se songs bring mense op die dansvloer en hy skep 'n jolige atmosfeer, maar dit is waar dit eindig. Sy liedjies en nalatenskap leef nie verder as die aand se kuier nie. Die volgelinge bewys dit ook vir jy weet, Steve se aanhang is massief. Jy weet, meer as 700,000 wat hom volg en sy woord glo, wat elke maandag na hom luister, sy boodskap deel. Hy is 'n stem vir mense wat voel hulle het lankal nie meer 'n stem nie. Kurt is meer gefragmenteer, sy volgelinge, jy weet, hulle is dikwels net op soek na die volgende partytjie. En ek dink weet in nabetragting is dit nie verrassend dat Kurt Herrenikoon nie dieselfde momentum gekry het. Jy weet, terwyl Steve Hofmeyer se al sy vertonings verkoop sale, jy weet, binne oomblikke uit. Was waardering teenoor selfgerigtheid. Steve het weet my na Amsterdam gebel en gesê weet Wynand, dis van die beste dae van my lewe. Hy het geweet hoeveel opoffering het gevat het. Hy het dit werklik waardeer. Weet en Kurt, ons het almal nou die media opskrifte gesien het my na Amsterdam laat voel soos 'n skuldenaar in 'n skurk. Jy weet hy het my net gewys op die bietjie wat nog skuld en wat nagelaat is en nie op wat hy gekry het of wat dit vir hom beteken het. So die verskil lê in die waardering teenoor entitlement, jy weet, en dankbaarheid teenoor selfgerigtheid op 'n manier. Ek het hierdie artikel waar die storie laat lyk asof Steve teen Kurt was, maar jy weet Afrikaners is ingelig. Hulle sien die beweging. Dit was eintlik rapport teen integriteit. Die koerant het alself duidelik geskaar aan Kurt se kant en het verwag dat Stevie die narrative sal volg. En gehoop op die volgende publieke ontploffing, weet, dat hulle het die konflik self geskep en toe daaroor verslag gedoen, asof dit natuurlik ontstaan het. Die bedryf sien dit, maar sê dit nie hardop nie. Die rapport het nie die storie ontdek nie, hulle het totally vervaardig, jy weet, gemanufacture, soos die Engelsman sê. Hulle het 'n raamwerk gebou waarbinne ek die skurk is, Kurt die slagoffer is, en Steve die ongemaklike middelkarakter wat hulle wou druk tot hy val. Maar Steve het nie geval nie, Steve val nie. Hy het nie eers gebuig nie. Hy verhandel nie vir publisiteit nie. En so het die artikel sy 'n mislukking geword. Jy weet, 'n poging om iemand te breek wat net die skrywer en die publikasie se eie vooroordeele ontbloot het op die einde. Dit was die tekstuur van 'n manipulerende artikel. Jy weet, lesers sien net die oppervlak, jy weet, die mooi geskrewe sinne met 'n bietjie sensasie, bietjie drama. Volgens 'n bron blykbaar verneem. Maar dit was duidelike character stripping geweest. Jy weet, dit was 'n poging om my en Steve se karakter aan te val. Jy weet, ek word uitgebeeld as onstabiel, as impulsief, as problematies. En wat ek voel amper asof dit woorde is wat daai tyd nogal redelik beskryf, want dit was 'n baie onstabiele tyd geweest. Maar jy word natuurliker gewys om meer ongeloofwaardig. In die artikel skep jy onderliggende boodskap, jy weet, as Steve en Kurt verskil, moet dit Wynand wees wat die probleem is. Dit is 'n primitiewe maar effektiewe taktiek van publieke uitsluiting. Jy weet, mense kan dit half controlled framing doen. Jy weet, die opskrif is nie 'n opskrif nie, dis 'n bevel. So moet jy hierdie mense sien. Waarom Steve wil en Kurt nie? Jy weet, Steve se wêreld is eenvoudig. Hy staan by sy mense. Hy mag nie iemand anders se sonde sy waarheid nie. Hy buig nie vir kollegas of openbare druk nie. Hy los nie iemand wanneer hy deur die modder gesleep word nie. Jy weet, dit kan ek baie respek vir Steve vir dit. En Kurt se wêreld is anders, jy weet. Hy is 'n beeld skoon, hy vermy konflik. Hy kies hier standaard perspektief. Hy doen wat die media in die bedryf van hom verwag en wat hulle hom aanraai. Wat veiliger is. Jy weet, daarom is die opskrif so ironies. Steve wil, maar Kurt wil nie. Hulle het gedink, dit is beskuldigend, maar dit is 'n onbedoelde karakterdiagnose. Jy weet nie oor musiek gegaan nie, oor ruggraat gegaan. Die waarheid wat rapport per ongeluk bekend gemaak het,
jy weet, rapport het gedink hulle vertel 'n storie van konflik, maar wat hulle werklik bekend gemaak het is Steve Hofmeyer se loyaliteit is nie te koop nie. Kurt Darren se loyaliteit hang af van optics. Die media gebruik kunstenaars as wapens. Die bedryf sal jou prys gee as jy nie beïnval by hulle narrative nie. Ek praat nou van die media as Netwerk 24, die Engelse pers is altyd meer objektief en van die Afrikaanse media blaaie ook, soos Marula Media is ook baie meer gesaghebend. Weet en wanneer jy die swaarste val, dan sien jy wie regtig wie het ruggraat. Die ironie van daai voorblad opskrif is dat dit juist die waarheid oopvlek. Kurt wil nie want hy's bang en rapport wil. Kurt is dalk oningelig ook geweest. Jy weet ons gaan daaroor ook praat maar rapport wil net drama. Jy weet maar al wat oorbly aan die einde is die waarheid, jy weet. En dit wat hulle nooit wou hê die publiek moes sien nie. Ek moet lank ver terugdink voordat ek nog so 'n vervaardigde sensasie poging gesien het soos wat daai was. Jy weet, altyd betrokke in die Koon konsert. Wat Kurt ek dink nie in gedagte gehou het nie is wat die geskiedenis van konsertaanbieding in die vorige 3 jaar vir almal beteken het en vir jy weet hoe ons vir Steve net 2 maande voor dit, jy weet 'n vertoning gehou het met 18,000 mense by Moraletta Kerk. En dit is wat ons vir Kurt wou doen. En ek glo nog steeds dat dit 'n ongelukkige agteraf geskinder was wat totaal en al dinge uit verband uitgeruk het. Dit is vir my hartseer dat Kurt Darren nie kon realiseer nie. Jy weet, mense het regtig kort geheue en die persepsie wat van ons geskep is, dit binne 2 maande met die likwidasie aansoek. Met die uitstel van die Steve Hofmeyer die Koon DHL konsert waar ons ook nog sal gesels. Ek wou net eenvoudig vir Kurt op hy selfde pedestal sit, maar die geskinder het 'n hekwag geword vir dit, die wantroue wat in ons geskep is. Ek dink ek en Kurt het ook nog nie die geskiedenis saam gehad wat Steve en ek gehad het nie, en jy weet, Steve het my as mens geken en waar ons mekaar ondersteun het in die moeilikste van omstandighede en deurgedruk het. En dit was my intensie geweest om deur te druk met Kurt Darren die Koon totdat al die absurditeite in 'n totale sirkus ontaard het. En ek dink dit het op die einde hom beroof. Ek hoop iemand doen nog so 'n konsert vir Kurt. Die traction is nie dieselfde as Steve nie, so ek dink 'n mens moet 'n bietjie meer realisties daarna kyk, maar jy weet Kurt se songs is volksbesit en dit sal wonderlik wees om jy weet 15, 16 artists sê wat sy songs ook wat sy songs saam met hom opvoer. So ja, wie weet, dalk nog in die toekoms en ek wens dit vir hom.